Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Nou, van ons locals sal weet, ons het nie 'n leser gehad nie. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Nou, dit was doelbewus. Want ons wil julle uitnooi vanoggend om 'n bietjie anders te doen. Ons wil julle uitnooi as gemeente om saam met my God se woord te lees vanoggend. So kry julle baadjies reg. Ons is in Psalm 36 en ons wil juis die lesing 'n bietjie anders doen vanoggend. Want ons wil dit lees soos wat die Israeliete dit sou gelees het in die tempel of sou gesing het in die tempel. Ons wil dit ook op hierdie spesiale manier gelees het, want dit is eintlik al inleidend tot wat Psalm 136 wil bereik. Soos wat ons saam lees, gaan ons al klaar begin sien die krag van Psalm 136. Van hoe hierdie Psalm ons spesifiek wil kry om te sien, om te waardeer en te wil ontvang. En so lees saam met my vanoggend. Ek gaan die normale teks lees en dan wil ek julle uitnooi om die dele in italics te lees. As julle nie 'n blaadjie het nie, gryp een, daar's een op die leesstoele, anders dink ek dit behoort vir julle op te kom. Kom ons lees God se woord saam vanoggend. Give thanks to the Lord, for he is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. To him who alone does great wonders. To him who by understanding made the heavens. To him who spread out the earth above the waters. To him who made the great lights. The sun to rule over the day. The moon and the stars to rule over the night. To him who struck down the firstborn of Egypt and brought Israel out from among them. With a strong hand and an outstretched arm. To him who divided the Red Sea in two and made Israel pass through the midst of it, but overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea. To him who led his people through the wilderness. To him who struck down great kings and killed mighty kings. Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and gave their land as a heritage to Israel, his servant. It is he who remembered us in our low estate and rescued us from our foes. He who gives food to all flesh. Give thanks to the God of heaven. Amen. Dit is God se woord. Nou, my vraag aan ons vanoggend is: hoe het jou hart gereageer op die herhaling? Dit oor en oor. He stayed fast. Dit was eintlik baie eenvoudig. Jy hoef nie eintlik julle blaadjies te gebruik nie. Na lyn 1 kon julle blaadjies neergegooi het. Oor en oor. Hoe het jou hart gereageer op die herhaling wat soos dreun oor jou? As jy enigstens soos ek is, soos wat ek na die teks gekyk het, ek het net heel gedink, I get it. Soos moving on. Kan ek net fokus op wat tussenin kom asseblief? Hierdie raak my 'n bietjie irriterend, as ek eerlik moet wees.
So ek kon myself nie help nie. 'n Deel van my wil die herhaling so 'n bietjie ontduik. Ek het dit gehoor, dude. I get it, moving on. Ek verstaan sy liefde is sonder omhou. Wat's volgende? So ons samelewing is so gedrewe deur die vinnige bite-sized klein stukkies inligting wat ons ontvang dat ons geneig is om dinge vinnig te wil probeer verstaan en te wil probeer aanbeweeg. Ons wil Psalm 136 lees en ons probeer verby scroll. Ek is nou klaar. Hoekom nog? Hoekom wil ek nie aanbeweeg nie? En dan sê dit weer, for his steadfast love endures forever. So ek het my rukkie gevat om te besef, dis die beauty van hierdie Psalm. As jy gevoel het, soos I get it, dan het hierdie Psalm my gewys, you don't get it. As jy wil aanbeweeg, dan vang jy dit nie. So, hierdie Psalm laat jou nie toe om te wil probeer verbyskraal nie, hy wil nie. Hy hou jou vas met die herhaling. Hy hou jou vas met dieselfde waarheid. Hy probeer deurbreek, deur jou fast-paced lewe breek. Hy probeer verby jou distraction breek. Hy probeer selfs deur ons vergeetachtigheid breek, deur ons trots breek wat dink ons verstaan. So hierdie Psalm wil nie laat gaan tot jy nie iets gesien het nie. Tot jy nie iets waardeer het nie en tot jy nie iets ontvang het nie. Naamlik, for his steadfast love truly endures forever. En was eintlik 'n baie groot doel agter die herhaling. Om hierdie ding te snap van God se onophoudelike liefde. Daar's 'n doel. As jy kyk op julle bladsy, sal jy sien vers 1 tot 3 en vers 26. Die Psalm begin en einde met give thanks to God, give thanks to God, give thanks to God en dan weer op die einde give thanks to God. Dus dit dryf die punt dat alles in die middel wat jou probeer kry om God se liefde te sien, moet vasgevang word in danksegging. Soos twee arms van 'n drukkie staan dankbaarheid om alles wat in die middel van hierdie verse kom. En so sien sy liefde en laat dit jou dryf na dankbaarheid toe. Maar dis eers wat ons hier stil staan. Dis eers wat ons bietjie sien dat hierdie Psalm sê, wow, stadig, jy verstaan hierdie nie. Jy dink dalk jy doen, maar jy verstaan hierdie nie. Eers dan gaan ons begin leer om die liefde te sien, te waardeer en te ontvang. En dis die hoe van dankbaarheid hierdie week. Dis hoe ons dankbaarheid gaan kweek in ons lewens. So, kom ons spring sommer in die eerste punt in, wat moet ons sien? Daar's iets wat ons moet sien, iets wat ons moet waardeer en iets wat ons moet ontvang. So, wat moet ons sien? Punt 1, sien sy liefde. Sien sy liefde. Vers 9, 4 tot 9, in die bladsytjies, sê vir ons, to him alone who does great wonders, his steadfast love is forever. To him who by his understanding made the heavens, to him who spread out the earth above the waters, to him who made the great lights, the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. Vers 4 tot 9, die Psalm, die eerste plek waar die Psalm wil hê ons moet stil staan is by God as skepper. Ek weet nie of julle dit sien nie. Ek het myself dadelik gevra, maar hoekom? Ek wil liefde ontvang, hoekom moet ons al die pad teruggaan na God as skepper toe? Wat van God as skepper help my om my oë oop te maak, om te sien? So, hoe maak God as skepper my meer present? Hoe maak dit my stadiger, soos wat ons deur hierdie vinnige lewe jaag? En toe ek daai vraag vra, toe klik iets. As God alles geskep het, die son en maan, die aarde waarop ons lewe, as God alles geskep het, dan is daar nie een plek in die heelal waar ons hom nie kan sien nie. Daar's nie een plek waar sy vingerafdruk nie is nie. Daar's Dustin Crow in die boek waarop ons nogal staat maak vir hierdie reeks, The Grumbler's Guide to Giving Thanks, sê, through seeing, intentionally living present to, the world full of God's fingerprints, we discover the pleasures
and the joys God has placed around us. Soos 'n kunstenaar, se kuns, iets sê van die kunstenaar, so sien ons God in elke noek en cranny van die heelal wat hy geskaap het. En Ligpunt, ons moenie onderskat hoe maklik dit is vir ons om hierdie te mis nie. Ons is eintlik van natuur blind. Die wêreld om ons lewe elke dag asof God nie bestaan nie. So dis die norm om die God geskape wêreld te geniet sonder om 'n oog te gooi na die een wat dit geskep het nie. Dis die norm. So voor ons net sê, ja, ek verstaan hierdie, moet ons stil staan hier en besef, ons moet versigtig wees. Ons moet versigtig wees om te dink, ons doen nie ook wat per gewoonte kom vir die res van die wêreld nie. Vir die wêreld waarin ons lewe nie, die weeklikse ritmes waarin ons lewe nie. So ons skei te maklik God van sy skepping af. In ons koppe is God in die kerkwêreld. Maar hy is nie in die res van die wêreld nie. Hy is op Sondag, maar hy is nie in die res van my week nie. Hy is nie in my rit werk toe nie, hy is nie verseker nie by my werk nie. Hy is nie in my kos wat ek koop nie, hy is nie in die vleis wat ek braai nie. Maar hy is op Sondag, daar is hy. En dis die punt. Ons sien hom nie. Want ons sien hom nie as skepper van alles nie, ons sien hom nie agter alles nie, ons sien nie dat sy vingerafdruk in alles is om ons nie. En as daar nie 'n wese is wat staan agter alles wat ons geniet nie, dan is daar niemand om vir dankie te sê nie. Tegnies maak ons hierdie fout. Ons lewe baie keer asof ons die skeppers is van ons eie klein heelal. En dan lewe ons subtiel asof ons die oorsprong is van die goeie lewe wat ons vir onsself gebou het. Asof ons die skeppers is van ons eie klein koninkryk. En dan is dit geen wonder dat ons nie dankbaar is nie, want al wie daar is om voor dankie te sê, is vir jou. Jy het ons hard gewerk. Jy het ons lank gespaar. Jy het ons baie opofferings gemaak. Nee, ons moet opnuut hierso sien wat die Psalm ons probeer wys. As ons wil hê ons oë moet oopgaan tot die realiteit van God se liefde oral om ons, dan moet ons God weer as skepper sien en erken. Hy staan agter alles. Daar's iets om van hom te sien in die kleinste detail van jou lewe en die geskenke in jou lewe en die seëninge in jou lewe. Sy vingerafdruk is in elke nook en cranny van die heelal. Spurgeon sê, ek love 'n goeie Spurgeon quote. Hy sê vir ons, I want to urge you, dear friends, to observe the goodness of God carefully for your soul's good. There is a great difference between eyes and no eyes. Yet many have eyes and yet not see. God's goodness flows before them, but they say, where is it? They breathe it, but ask, where is it? They sit at the table and are fed upon it. They wear it upon their limbs. It is in the very beating of their hearts. And yet they wonder, where is it? Do not be so blind. Let us know the Lord and consider His great goodness. Dis oral om te sien. Ek moet julle hierdie storie vertel van toe ek geswat het op college in die Kaap. Ek het daar geswat, dit was in my 3de jaar, ek het lekker 'n windgat begin word, gedink, ek's nou amper reg. Amper tyd. Ek weet nou, ek het my Grudem gelees, my systematiese teologie, lekker goeie punte gekry, die kerk is reg vir my. En daai laaste 3 of 4 weke toe gee die college 'n yskas weg vir een van die skoonmakers, Tandi, sy was baie oulik, was baie lief vir Tandi geweest, en ek het 'n bakkie gehad, en jy weet mos almal is jou maatjie as jy 'n bakkie het. En natuurlik sê vra Tandi, asseblief, kan jy hierdie yskas vir my na my huis toe vat? Jy het 'n bakkie. Ek sê natuurlik, ek's baie happy. Tandi bly toe in Delft, dit is 'n township daar in die Kaap, en ons ry met die yskas.
Ons kom by haar huis aan en daar haar hele familie, haar man en haar 2 kinders, 1 slaapkamerplekkie. Hulle is so opgewonde oor hierdie yskas. Ons laai die yskas af, ons bær dit vir haar. Ek kan sien, al wat hulle het is daai klein soos bar vrieskassietjies, daai hotel vrieskaskies. So hierdie yskas gaan 'n groot seën wees, waarna ek kan sien die familie is so dankbaar. Om dankie te sê vir die trip wat ek gemaak het, wil hulle sê asseblief, ons wil net vir jou ietsie skink. Kom drink net saam met ons 'n sap of 'n ding. Sy maak haar yskas hier toe oop en al wat daar is was 'n Tropica. Jy weet daai Tropica sap, so 2 liter Tropica sap. Dis al wat daar was vir die dag. En dis moeilik. Jy weet ek wil nie dis agwel, sy skink vir ons almal 'n glasie en ek so 'n bietjie ongemaklik, maar sonder dat ek dink, gryp ek daai glas sap. Hy's nog nie eens klaar geskink vir almal nie en ek vat 'n sluk. Ek dink ek was dors, hierdie yskas gedra, woep, sluk ek daar. En toe ek die glas neersit, toe kyk daai hele gesin met sulke oë vir my. En ek besef, ek het iets verkeerd gedoen. En Tandy sê so mooi vir my, sy sê, jammer, ek moes jou sê, sy sê, jammer, ek moes jou sê, ons wil net gou bid vir die sap, en dankie sê. Ek jok nie vir julle nie, tot vandag toe kry ek so 'n bietjie skaam. Daar met al my teologiese kennis, sien ek nie vir God raak, in die seën van sap nie. Die voorreg van hom om 'n sappie te kan drink nie. 'n Sappie te kan geniet wat hy vir ons gegee het nie. En daai dag toe leer ek iets by Tandy. Oor dankbaarheid. Oor om God se liefde in alles te sien. Nie net die steak wat ons geniet nie, maar selfs die sap wat ons drink, die bier wat ons geniet. God is in alles en ons kan sy liefde daar sien. God is die skepper, hy het die son, die maan en die sterre uitgeasem. Hy het vir ons die diere gegee en die sade van elke soort wat ons geniet. En hy stuur die reën wat dit laat groei. Hy gee selfs vir jou die asem in jou longe en die talente van jou hande. Stop 'n bietjie. Sien hom agter alles. Hy is in alles. Dis die eerste punt. Sien hom. Maar om te sien is nie genoeg nie. Tweede punt, waardeer hom. Om te sien is net stap 1. Stap 2 is om te waardeer wat ons sien. Om te sien alleen is nie genoeg nie. Kyk gou saam met my na die beskrywing van wie God is in verse 10 tot 24. Ek gaan nie alles lees nie, maar daar's 'n groot idee in verse 10 tot 24. Dit begin in vers 10. To him who struck down the firstborn of Egypt and brought Israel out from among them with a strong hand and an outstretched arm, to him who divided the Red Sea in two and made Israel pass through, but overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea. En so gaan dit eintlik maar aan en aan. Wat ons hierso sien is eintlik 'n beskrywing van God se reddende krag vir Israel. Hoe hy hulle keer op keer gered het, hy het hulle selfs gered uit die wildernis uit soos wat hy hulle gelei het. En dan sien ons selfs hoe hy hulle gered het deur konings te verslaan in die beloofde land. Soos wat dis 14 verse en soos wat ek lees het ek myself gevra, maar hoekom het iemand hierdie nie net opgesom vir ons nie? Alles praat oor God se redding. Hoekom het iemand net gesê die God red for his steadfast love endures forever? Dis dieselfde punt, dis dieselfde ding wat ons oor en oor lees. Maar nee. Weer eens. Die Psalm laat ons nie toe om te skraal nie. Stop. Dis juis nie goed genoeg om net te sê God red en dan aan te beweeg nie. Nee, waardering is meer as dit. Sê God se redding is ryk. Dit speel af op verskillende vlakke, op verskillende tye, vir verskillende mense, vir verskillende groepe. God se redding het spesifieke stories wat gekoppel is aan spesifieke lewens. Ons sien iets van die rykdom van God se redding en soos wat ons dit oor en oor vir 14 verse lees, begin die Psalm ons iets leer van waardering. Hy sê,
Hy het 'n verlowe, die eerste ding wat ons wil sien, hy het 'n verlore, 'n slawe, 'n slaafnasie met geen naam nie, geen betekenis nie gevat en deur die wonders van Egipte gered. Dit vat hulle terug na baie spesifieke stories toe, 10 plaae. 10 plaae. Nie net dit nie, maar dit vertel hierdie spesifieke storie van hoe hulle geloop het na die Rooi See toe. Met 'n mag agter hulle wat hulle wil kom doodmaak en daar sit hulle, al hoop wat hulle het is God en God kom deur. En hy maak die see voor hulle oop. Nie net dit nie, hy wen die oorlog vir hulle, hy bring die see toe neer op Egipte toe die Israeliete uit is. Dis hierdie spesifieke storie wat wonder bring in ons harte wees, soos wat ons terugdink en onthou. En dit gaan aan en aan. Dit noem selfs die spesifieke konings. Og, daai spesifieke konings wat God verslaan het namens sy mense. Sy ligpunt, hierdie is wat dit beteken om iets te waardeer. Dis nie om dit op te som en aan te beweeg nie. Om iets te waardeer is om te reflekteer op wat ons sien in ons lewens van God. Dis om te stop en te dink aan die specifics van sy goedheid teenoor ons. Jy weet, dit is maklik om te sê, God is goed oor die algemeen, maar as ons eerlik is, beteken dit maar bitter min. Maar om te stop, om te reflekteer op presies daai dingetjies wat God doen vir ons. Om te dink aan waar ons spesifiek sy vingerafdruk sien agter die berg wat jy klim, maar meer as dit, soos wat jy verder stap, om dit te waardeer, om dit te geniet as geskenk wat hy vir jou gegee het. Dit maak 'n groot verskil as om net te sê God is goed. Om vas te haak in die specifics, maar meer as dit selfs. Dink net aan ons redding. Dink net aan ons redding. Hoe het God jou gered? Wat was jou Egipte en jou slawerny? Wat was jou Rooi See wat moes oopgaan vir jou om verlossing te ervaar en God se liefde te ervaar? Hoe het hy jou eerste lief gehad? Dit is die toppunt van waardering. En ek sien dit. Weet ons 'n paar versies van God as skepper en dan is die hele Psalm net oor God se redding. Die toppunt van waardering is om na te dink oor God se redding. Dis die klimaks van waardering is om hier te stop en te dink aan ons onverdiende genade in ons redding. En natuurlik sien ons dit in Jesus. Romeine 5 vers 8. While we were sinners, Christ died for us. Hierdie radikale liefde vir verlore rebels. Dis wat ons moet waardeer. Dis die specifics wat ons moet uitpak vir ons harte. Ek weet nie of ons dit altyd weet nie, ek dink ons vergeet, daar was niks aantreklik in jou nie. Daar was niks aantreklik aan jou vir God om sy seun te moes stuur om vir jou dood te gaan. Jy was 'n sondaar. Jy was 'n rebelse sondaar, jy was 'n slaaf. Ons was slawe tot ons eie sonde. Ons almal. Ons het geen hoop gehad nie, geen lewe gehad nie. Selfs die Israeliete, daar was niks aantreklik aan hierdie spesifieke groep mense nie. Inteendeel, hulle was 'n hardnekkige, sondige mense, 'n vuil, trotse mense. En ons sien dit in die res van die Bybel, soos wat God omgang met hulle. Daar was niks aantreklik aan ons vir God om ons te moes red nie, niks nie. Inteendeel, hy was opreg. Hy sou opreg gewees het as ons net gelos het. Ons het geen toekoms gehad behalwe sy straf nie. Dit was ons lot. En ons het dit verdien. En dis die punt van om te begin waardeer die specifics van ons redding. God se redding van ons in Jesus is genade. Genade op genade. As Jesus ons nie vergeef het nie, as hy nie ons plek ingeneem het op die kruis en daar die sondaar geword het wat ons is nie, en as hy nie sy geregtigheid vir ons gegee het nie, ons is heilig nou in God se oë. As daai great exchange nie plaasgevind het nie.
As God nie ingryp het nie, was ons nog slawe. Maar ligpunt, hierdie is die goeie nuus om te waardeer. Galasiërs 4 vers 7. You are no longer a slave, but God's child. Jy is uit Egipte uitgebring. Jy is deur die Rooi See gevat en jou vyande is verslaan toe die waters hulle vernietig. You are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. En elke ander dag, nie net daai een keer wat ons het nie, elke ander dag wanneer ons lelik is met ons kinders, met ons vrou, wanneer ons jok by die werk, wanneer ons opstaan vir ons eie reputasie ten spyte van ander, wanneer ons sondig, wanneer ons val in donker geheime sonde. Elke dag. Wanneer ons weer kom en ons sondes bely, red hy ons nog steeds. Kom hy nog steeds vir ons deur. Jesus neem nog steeds daar ons sondes, past, present and future, al ons sondes is daar op die kruis gevat. Waardering is om aan hierdie spesifieks te dink en te dink, Jesus, ek het hierdie nie verdien nie. Sy liefde is werklik sonder ophou. Wow, sy sê, His steadfast love endures forever. Dis die nagevolg van om stil te staan hier en te begin waardeer net wat ons gekry het. Sê, ons kort die herhaling. Dis eintlik ook die punt wat hierdie Psalm probeer maak aan ons. Ons kort die herhaling. Ons gaan nie waardeer as dit nie in ons harde harte ingedryf word nie. Ons moet dit keer op keer hoor, soos wat ons dit vergeet. Ons vergeet hierdie radikale vergifnis wat ons ontvang het. En sodra ons dit vergeet, begin ons dankbaarheid doodgaan. En so net soos wat die Psalm die reddende genade probeer dryf in ons harte, en so ook, ek weet nie of julle dit weet nie, maar so ook beplan ons elke Sondag by Ligpunt. Ons beplan elke Sondag om met baie intentionaliteit. Ons is opsetlik in om die dienste te plan sodat die redding van Jesus sentraal is tot elke diens. Sodat geen mens verhef word nie. Jesus elke diens keer op keer verhef word. En ek dink soos wat ons kyk na waardering, hierdie tweede punt, wil ek ons uitnooi Ligpunt om hierdie te sien. Dis nie vanoggend om net kerk toe te kom en te sien nie. Om te sien is stap 1, dit maak sin, jy moet sien, jy moet God se liefde sien, maar dis nie genoeg nie. Om te sien is nie genoeg nie. Ons moet kom op Sondag en waardeer. Dit is maklik om daar te sit en te sien en dit bly so 'n bietjie ver van jou af. Maar om te begin sê, dis wat hy vir my gedoen het. Ek is sondaar. Dis om te begin waardeer. Ons moet Sondag kerk toe kom en doelbewus reflekteer oor hoe die evangelie in al sy rykheid, in elke diens, hoe dit ons verander. Hoe dit vir ons 'n rykheid is, 'n wysheid is. Ons moet nie net sing nie. Ons moet nie net sing, want sing en sing is wat ons doen nie. Dis nie genoeg nie. Nee. Laat toe dat die woorde jou hart tref. Sing dit asof dit waar is van jou, want dit is. Dink aan hoe dit uitspeel in jou lewe. Bid as jy moet. Engage met die waarhede. Waardeer dit, sien dit. Moenie toelaat dat kerk weer 'n roetine word, 'n ding wat ons doen nie, want ons verloor uit. Ons verloor uit as ons net sien. Ons moet sien, maar ons moet ook waardeer. En dit bring ons na die derde punt, ontvang. Ons moet sien, ons moet waardeer en ons moet ontvang. Sê as ons nou kyk na Psalm 136 en ons sien lyntjie vir lyntjie en ons sien verhaling nou begin die herhaling sin maak. Psalm 130, for his steadfast love endures forever, for his steadfast love endures forever. Soos wat ons stil staan by God wat agter alles is, soos wat ons stil staan en begin waardeer net hoe goed hy regtig is vir ons. So begin iets in ons harte verander, iets begin in ons gebeur. His steadfast love,
His steadfast love, it endures forever for me. Sê dit iets begin in ons harte. Ontvang is nie eintlik iets wat jy kan doen nie. Dis net iets wat jy kan ontvang. Soos wat ons sien en waardeer, begin dit ons harte warm maak. Dit begin iets aanspreek in ons wat ons voor weghardloop. Die woord hier vir liefde verwys nie net na God se liefde oor die algemeen nie. Die spesifieke woord is hesed, dit is covenant love, verbondsliefde. En 'n teoloog wat ek raak gelees het, som hierdie hele Psalm so goed op, soos wat dit praat oor om hierdie liefde te ontvang nadat ons gesien het en waardeer het. Wilcock, hy sê, from the beginning of creation to the climax of redemption, from the first making of the heavens to the final inheritance of the saints, all is to be seen against the background of the love of God. That love is both indestructible because it is covenant love and boundless because it endures forever. And as you look around at all that He has made and follow through all that He has done, waardering, at every point, the psalm is saying, covenant love did this. Ek wil so graag vir julle sê, gaan uit en doen hierdie. Maar ek kan nie regtig nie. Dis iets om te ontvang. Dit is iets wat met jou hart gebeur, soos wat jy sien en waardeer. Sien God se liefde, dis oral. Hy is die skepper, waardeer sy redding. En sy redding het die koers van jou lewe verander. Waardeer nie net een keer nie, maar daagliks. En dan gebeur die ontvangdeel amper self. Daar's niks wat jy gedoen het om dit te verdien nie. Ons hoop is alleenlik in Jesus. En die wonder van genade wat ons by hom ontvang het. Ontvang dit net. Ek weet nie, dis iets wat met ons harte gebeur. Ek het 'n quote uit hierdie boek, The Grumbler's Guide, uitgevat, want ek dink dit beskryf dit beter as wat ek kan. Dustin Crowe sê, Thanksgiving, om iets te ontvang, Thanksgiving is living fully into our givenness. It is the acceptance that our life is a miracle. To be thankful is to take pleasure in our existence and in the things that make existence possible. In this pleasure, we experience and celebrate our dependence and our gratitude, for we are living from mystery. And from creatures we did not make, and from powers we cannot comprehend. Sien, dis wat ek dink die geheim is van om te ontvang. Die geheim is nie om jouself te probeer forceer om iets te voel wat jy nie voel nie, want jy kan nie. Jy kan nie, maar hierdie is die geheim van om te ontvang. Dis om te besef net hoeveel jy gegee is. Om te sien en te waardeer is om jou hart in die posisie te sit waar jy kan oortuig word van die waarheid wat jy vergeet. Dit is, alles is gegee aan jou. Alles is gegee aan jou. Sien, waardeer, sit jou hart in 'n posisie om te ontvang wat waar is. Sodat jou hart weer kan oortuig word van die realiteit wat jou lewe is. En dit kan net gebeur. Jy kan net tot die waarheid kom wanneer jy weer jou oë oopmaak en sien. Dis 'n givenness, dis 'n given life. Om te ontvang is om in te tree in hierdie givenness wat ons het by God. Om nader aan die oortuiging te lewe dat niks wat jy het jy ontvang. Niks wat jy het is joune werklik nie. Alles is 'n misterie. Alles is gegee. Dis genade. Jou lewe, jou werk, jou gesin, dis 'n given life. Jy het dit nie verdien nie. Ek het niks wat ek het in myself nie. Niks wat ek om my sien nie. Ek het niks verdien nie. It is a given life. Dankie. Dis die effek. As alles gegee is aan my en ek het dit nie verdien nie, dan is die natuurlike effek van om net te ontvang. Kan nie help nie. Jy kan nie help om net dankie te wil sê nie. Dankie, dankie, dankie. Dankie. Liewe Heer, dankie.
Ek wil begin afsluit deur na 2 vyande te verwys wat hierdie week soos berge voor jou gaan staan. Soos wat jy saam met my probeer sien, waardeer en ontvang. Die eerste, die 2 sal ek saam noem. Die 2 berge wat voor jou gaan staan, noem Dustin Crowe in sy boek Busyness and Distraction. Busyness and distraction. Hierdie is die berge wat voor jou gaan opkom, soos wat jy probeer hierdie week om net te stop en te wil sien, waardeer en ontvang. So die fast-paced stadslewe en die duisende skerms om ons gaan die week om jou kom en dit gaan hierdie probeer steel van jou af. Dit gaan altyd om jou wees en dit gaan jou probeer verhoed om present te wees, om net bietjie stil te staan en te kan wees, sodat jy kan begin sien, waardeer en ontvang. Dit gaan jou gedagtes steel, busyness and distraction, dit gaan jou gedagtes steel, sodat jy weer eens by die einde van die week kom en jy gaan sê, ek was te besig hierdie week. Ek kon nie, ek was te besig. Ek was te besig om in te neem net hoe geseënd ek regtig is. Dit tussen die kinders, die werk, die kinders se sport, ons gesinsgroepe, die series, die familie, die buitefamilie, die familie wat daar in Johannesburg bly, wat jy al 4 keer op gekanselleer het, tussen al daai goed, vorm daar 'n tunnel vision, wat jou verhoed om hierdie te kan oefen, as die eerste hoe van dankbaarheid. Weer eens, Dustin Crowe sê vir ons, we can get so busy doing urgent things and so preoccupied with what comes next that we don't experience now. Afraid of being late, we rush from the past to the future, and the present moment becomes a crack between what we did and what we have yet to do. It is virtually lost. Ligpunt, ek wil julle aanmoedig, wees waaksaam teenoor die vyande hierdie week. As jy regtig dankbaarheid wil oefen, as jy hierdie spier wil oefen, wees waaksaam. En in die lig hiervan onthou asseblief, onthou hierdie woord. Onthou God is skepper en hy is in alles. Al is jou lewe hoe besig, daar is iets om van hom te sien in die besigheid van jou lewe. Soek hom daar, hy is daar. Maar probeer ook die week. Ek is genadig vir hoe besig ons lewens is. God is meer genadig as dit selfs. So soek hom, maar probeer tog bietjie hierdie week net die kar se radio afsit. Probeer net bietjie ry in die stilte en soek vir iets. Maak jou oë oop tot die kleinste dingetjie. Begin dan waardeer net hoe groot 'n geskenk dit is en sien, jy het dit nie verdien nie. Jy as sondaar wat God gehaat het, jy het dit nie verdien nie, jy het hom gehaat. Jy het jou rug gedraai op hom en kyk wat gee hy vir jou. Dink oor jou redding, waardeer dit en laat toe dat jy iets begin ontvang van God se liefde wat reg om jou is. Sit die radio bietjie af. Voor jy jou foon optel in die bed en jy sit langs jou vrou. Sit die foon net bietjie vroeër weg en vra jou vrou, vra jou man, wat is een ding waarvoor jy dankbaar is die week? Begin dalk net daar. En bespreek met jou man of vrou net een ding waarvoor jy dankbaar is. En praat met haar, waardeer dit saam met haar of hom. Ons kan nie in hierdie besige lewe verwag dat iets gaan verander as ons nie ruimte skep vir iets om anders te wees in ons weke nie. Niks gaan verander as ons nie ruimte skep in die midde van ons busyness en ons distraction nie. En ek sluit af met hierdie. Anne Voskamp sê, sy is 4 keer New York Times best-selling author en sy het 7 kinders. Sy het 7 kinders. Okay? Sy verstaan iets van busyness en distraction. Okay, hoor wat sê sy. En hier is my uitnodiging aan julle. Ek sluit hiermee af. In naming that which is right before me, that which I'd otherwise miss, the invisible becomes visible. The art of deep seeing makes gratitude possible, and it is the art of gratitude that makes joy possible.
Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Papa Vader, diep binnekant ons is ons blind. In die tunnel vision van ons besige lewens is ons blind. En so my gebed is net hierdie. Almagtige God en Vader, stuur u Gees om oor ons te blaas in hierdie week. Om ons oë oop te maak vir dit waarvoor ons blind is. Mag die Gees in ons harte wakker maak, 'n waardering vir wat ons het, wat ons nie ontvang het, wat ons nie verdien het nie, sodat ons dit kan ontvang en kan begin oefen hoe om dankbare lewens te lewe. Lewens wat nie net op Sondag worship nie, wat u elke dag worship, soos wat ons uit ons harte uit wil skree, for his steadfast love endures forever. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.